Passion for Speed is al vir 25 jaar die grootste historiese renbyeenkoms in Suid-Afrika. Dis nou ook hier waar die uitnemendheid, ingenieurswese en erfenis van motorsport gevier word. Die wiele is gereed om te rol en ons is hier by die ikoniese Swartkops renbaan. En, goeiemôre, good morning, moes natuurlik ook 'n bietjie van hierdie adrenalien kom beleef. Ek is die eienaar van die Swartkops renbaan. Sy geskiedenis van die baan, het was oorspronklik ontwerp in 1961. Ek het die perseel oorgeneem in 1990. Besluit ek om die baan te herbou volgens internasionale standaarde. Daar is oor 270 deelnemers hier so vandag. So eintlik het die plek gebou dat het is 'n eendag gevaar. Jy kom op Saterdagoggend, jy oefen, jy ry, jy gaan na die prysuitdeling, gaan jy so een goeie dag gehad. En dis waar het vandaan gekom het. En die bestellinge en die bestuur en die plek, dat ek het bestuurders hier so, hulle doen die werk, ek gee die opdragte. André, net so vinnig jou betrokkenheid met Swartkops renbaan. My betrokkenheid met Swartkops renbaan strek oor 'n baie jare, lang tyd. Hier in 1970, toe ek so 12 jaar oud was, het ek ingeslip om te kom reisies kyk. Dis hoe lank het terugword. En sê net gou vir my, wat maak hierdie Passion for Speed geleentheid so uniek? Wel, ek dink dit begin by die naam Passion. As ek sien die tipe van karre wat hier so uitkom, wat baie keer van hierdie karre wat eintlik die res van die jaar staan, en het word baie keer net een keer 'n jaar gery hier by die Passion. So almal is oordrewe eintlik oor hierdie spesifieke races. En ons het, ek dink in die totaal in seker oor die 300 karre vandag hier so, wat verskillende kategorieë ry. Net by ons self, by Historic Racing, het ons 64 inskrywings opgebreek het in 2 groepe, van A tot E, en dan die onderste groep wat daar ry. So groot groep het ons gery het. So nee, dis net 'n fantastiese Passion for Speed. Hoor ek moet vir jou sê, ek was al soos 'n stout seentjie ook hier langs hierdie baan, hoor, as ek so terugdink aan die karre wat ek regtig gesien het op die paai, soos ou groot geword het. Wat is vir jou die lekkerste daarvan om deel te kan wees, nie net van hierdie besonderse geleentheid, wat Passion for Speed dan betref nie, maar ook in hierdie klub wat julle aanbehoort en waarvan jy die voorsitter is, nee? Absoluut die gees. Ons het so 'n wonderlike kameraderie. As jy vandag so tussen die karre deurbreek en jy sien iemand se kar gaan iets oorkom, gaan sy maats hom kom help, al is hy sy kompetisie. En ek dink dis wat dit gee, die kameraderie tussen ons mense, is ons familie, dis ons vriende. Wat kan mense verwag as hulle Passion for Speed kom meemaak? As jy die beste wedrenne in Suid-Afrika wil kom kyk hierso. Ons het onder andere hierso, ons het 'n groep van ouens wat met motorhomes en karavane hier kom uitkom vir die hele naweek, vir die passie van die races. So nee, asseblief, die mense moet kom kyk. Dis 'n ongelooflike geleentheid om van die ou voertuie te kan sien wat weer terugkom op die baan en amptelik baie kompeterend met mekaar ry. Gaan dit nou ja, ons staan letterlik teen aan die baan en terwyl jy so nou en dan 'n stiltebreek is. Hoeveelste keer is dit wat jy deelneem aan Passion for Speed? Dis seker nou omtrent my 5de Passion for Speed wat ek kan deelneem. En hoe het hierdie renbyeenkoms deur die jare gegroei? Kyk, ek het jare terug eers Formule V's gery, toe Formule GTI en toe het ek nou begin met die classic karre waar ek met Alfa Romeo's ry. Vertel net 'n bietjie van hierdie klas wat jy ry. Jy's ook die voorsitter van die klub of so. Ek is die voorsitter van die pre-2000 Historic Touring Cars, dis soos die kar wat hier agter my staan, en die kar hier so agter ek en jou is wat aan die pre-80s ry, en dis 'n 2 liter Alfa. Kan iemand wat ook maar net 'n passie vir motorsport het deelneem of moet jy letterlik maar papiere hê om deel te Nee, word van? kyk also die beste is om die Historic Racing South Africa by aan te sluit. Dis hierdie klub van ons en ons groei, ons bas uit ons nate uit nou van lede. So jy kan met 'n ou Anglia kom ry, 'n Ford Escort, en jy kan sien dis baie vinnige Escorts en Datsuns, enige kar, en die wedrenne is per klas. So as jy in 'n vinnige kar is, dan ry jy in klas A, as jy in 'n stadige kar is, dan ry jy in klas A. As mens bietjie meer wil uitvind, is daar webtuiste of so waar mense Ja, kan ons inlog? het 'n webtuiste, historicracing.co.za. Ons het 'n Instagram page, ons het 'n Facebook page, ons het 'n jong dametjie wat ons baie help daarmee, Nicole Donker.
en ons voorsitter Andre Napel, hy is dag en nag besig om net inligting met almal te deel. So as jy nie noodwendig 'n petrolkoppie is nie, dan kan jy een raak as jy bietjie hier kom Verseker, as jy net hier langs die baan staan, dan gaan jy beslis een word. En Swartkops renbaan, een van die ikoniese renbane in Dit Suid-Afrika. is regtig. Pieter de Tooy, die eienaar, hy sit alles in om hierdie baan een van die bane in Suid-Afrika te maak. I'm the managing director for Evapco South Africa. We're a manufacturer of heat transfer equipment, specifically cooling towers, closed circuit coolers, and evap condensers. So this year the company actually celebrates its 50th anniversary, which is quite a milestone that we're proud of. But a very great company to have been involved in. And it's been a really privileged career for me to be involved with Evapco. We have the privilege this year of being the series sponsors for Historic Racing South Africa for HRSA. It's a real privilege to be able to do that. One of the aims is to try and bring younger people into the sport and develop the sport further. And that's one of the reasons why we have decided to be the sponsor for the series. Van internasionale legendes tot plaaslike helde. Passion Full Speed vereer die goue era van motorsport in 'n moderne wêreldklas omgewing. En as jy dit nie hierdie jaar kon maak nie, ons sien mekaar beslis volgende jaar net hier. Kyk jy, ek is nou lus om agter 'n motor se stuurwiel in te klim. Sien julle later. Ons gesels vandag oor skole en moedertaal, maar dit gaan egter nie net oor huiswerk en boeke nie. Dr. Teens Elof van die Trust vir Afrikaanse Onderwys en Rudolf van der Westhuizen van die MOS Inisiatief is vanoggend hier om meer uit te brei. So ek wil begin deur te sê, goeiemôre, good morning en welkom aan albei van julle. Môre, Tumela. Goed, baie dankie. Goed, Teens. Jy verteenwoordig die Trust vir Afrikaanse Onderwys. Wat is die huidige realiteite binne die onderwyslandskap in Suid-Afrika? Kyk, as mens oor die breë landskap praat, dan kan ons 2 programme daar maak oor die probleme, die gebrek aan kapasiteit, gebrek aan kwaliteit en so. Maar as ons nou fokus op die Afrikaanse skoolomgewing, wil ek in 2 woorde opsom. Ek dink daar's 'n probleem met kwaliteit en kapasiteit. Nou, kwaliteit, ons het goeie Afrikaanse skole, maar in hierdie vinnig veranderende tegnologiese wêreld moet ons voorbly om daardie voorsprong te bou. Onlangs was die Afrikaanse skole se matriekuitslae beter as die land se gemiddeld, maar dit is heeltyd 'n resies. Dit is heeltyd 'n spanning. Die tweede is amper 'n groot probleem in die Afrikaanse omgewing, is kapasiteit. En ek wil praat oor stedelike en die landelike omgewing. In stedelike omgewing is die skole oorvol, Afrikaanse skole, nie net in Pretoria nie, in die Kaap, in ander plekke ook. En daar word nie weer meer van die staat se kant af nuwe skole gebou vir Afrikaanse mense nie. Die nuwe skole word gebou vir ander taalgroepe en Engels meestal. So dis 'n probleem dat ons dis iets anders nodig as openbare skole en ons daar werk ons met die MOS saam vir privaat skole. En die tweede is op die platteland, ontvolk die platteland. So die skole raak kleiner en leer en dan word hulle natuurlik dubbel medium met Engels. So daai klein skoolprobleem is 'n probleem op die platteland van kapasiteit. En daardie probeer ons ook voorsien dat ons sê iemand hoef nie stad toe te trek met jou kinders nie. Daar moet 'n manier wees om ook op die platteland nog steeds Afrikaans as onderrigtaal te kan bou. Definitief. Nou Rudolf, jy verteenwoordig vandag die MOS Inisiatief en dit staan vir moedertaal in onafhanklike skole. Hoe pak julle strategie hierdie spesifieke kwessie? Ja, so ons het 3 pilare eintlik waarop ons hierdie doen. Eerstens fisiese bestaande skole, so ons sal skole koop of skole bou in plekke waar daar of nie meer skole is nie, of dalk die skole reeds onder druk is om nog goeie Afrikaanse onderrig te kan verskaf. Op hierdie stadium het ons so 15 skole reg oor die land. En dan tweedens het ons ook 'n klein skoolmodel wat juist daai plattelandse kwessie wat Teens nou genoem het aanspreek, waar ons in kleiner omgewings ten minste 20 kinders 'n skool kan effektief bestuur en 'n eienaar van so 'n skool kan ondersteun om sy of haar skool goed te bestuur. En dan laastens het ons ook 'n produk in die tuiskoolmark, ons wêreldwyd wat letterlik wêreldwyd vir kinders in Afrikaans van graad R tot matriek toe skool kan gee. Ja. Goed, Teens, ek wil tog vra, jy weet, gestel nou maar ons prioritiseer nie iets soos moedertaalonderrig nie. Hoe sou daai toekomsprentjie lyk? Kom ek praat eers weer weier. Ek glo dat ons die kinders van die land, dan nie Afrikaanse kinders, groot onderrig aandoen deur nie ten minste tot graad 8 moedertaalonderrig te doen. En ek dink die politici wil dit nie hoor nie. Hulle dink dis te duur. Ek dink hulle is bang vir bring apartheid terug.
Wat wel interessant is daar in swart geleerdere al hoe meer stemme opklink om te sê, maar ons kinders word benadeel deurdat hulle nie moedertaal onderrig het en dat hulle nie hulle vraestelle in hulle moedertaal kan skryf nie. As ons nie in die Afrikaanse omgewing bly by die beginsel van moedertaal onderrig nie, gaan ons kinders uiteindelik te nakom. Internasionale navorsing veral vir UNESCO het bewys dat moedertaalonderrig help die kognitiewe ontwikkeling van 'n kind die meeste. Dit leer jou die vermoë om 'n ander taal beter baas te raak en uiteindelik gee dit beter prestasie in moedertaalonderrig. Dit is nie iets wat ons uitgedink het in Suid-Afrika of in Afrikaans nie. Dit is internasionaal so. So ek dink dit bly bitter belangrik en daarom ons aanpak ook by Mos is moedertaalonderrig, nie net Afrikaans en ek en Rudolf het gepraat, een van ons drome is dat ons eendag ook 'n Setswana en 'n isiZulu tak in Mos sal hê. Ja. Goed, Rudolf, hoe kan ons betrokke raak of waar kan ons meer inligting in die hande kry oor die MOS-inisiatief? Jy kan op ons webwerf gaan, diemos.co.za en daar sal skakels wees na al ons skole toe en ook ons aanlyn tuiskooldiens en selfs ons kleinskole netwerk. Goed, vinnig in een sin, want ons het 'n paar sekondes oor. 'n Vraag vir julle albei, miskien as dit tyd is. Wat is julle boodskap aan Afrikaanse ouers wat hulle kinders skool toe moet stuur? Teens? Kies 'n Afrikaanse skool. En as jou kind graad R of RR toe gaan in 'n openbare skool, maak seker dat hulle nie by klassies in 'n klas sit by 'n tafeltjie nie, hulle moet speel. Graad R, graad R moet die kinders speel, ons moet nie 'n klein mini graad 1s maak nie. Rudolf? Teens het nou verwys na die navorsing. Die navorsing sê tot en met 12 moet jy min of meer jou kind in sy moedertaal onderrig en jy as ouer moet ondersteun in hulle moedertaal. Dis die belangrikste. Baie dankie, kom kuier asseblief weer. Dit was 'n voorreg om met julle te gesels. Goed, as jy meer inligting nodig het, besoek diemos.co.za.